Romeine 14 vers 9. Want hiervoor het Jesus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor die dode, sowel as die lewende te heers. Jesaja 25 vers 8. Hy sal die dood vir ewig vernietig. Die Here het dit gespreek. 1 Korintiërs 15 vers 54. Die dood is verslind in die oorwinning. Die lewende koninkryk realiteit vir die mensdom van die geslag van Adam is dat hierdie geslag die ewige lewe sal beerwe in die oorgang van Adam na Christus, van sondige natuur na geregtigheidsnatuur. 1 Korintiërs 15 vers 22. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Adam natuur word nie herstel nie. Nee, Adam natuur word in elke mens vervang met die Christus natuur. Dit is die werk van die Here, van dood na lewe, van vernederde liggaam na verheerlikte liggaam. Ons was adamities, ons transcendeer na Christus tot eer van Vader. Dis soos 'n motorvervaardiger wat besluit om 'n onderdeel te vervang op 'n sekere model voertuig wat vervaardig is. Hulle herroep al daardie spesifieke model wat reeds versprei is om die nuwe onderdeel te ontvang. Ons gedagtes ontvang vergifnis en herstel weg van sondige gedagtes en ons transcendeer van Adam na Christus gedagtes. Dis die hoop op heerlikheid in elke mens. Kolossense 1 vers 27. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid.